Baie welkom by sessie 14 van module 2. In hierdie sessie wil ek gesels oor hoe is jou God. Vorige sessie het ons bietjie gesels oor die grootte van jou geloof en dat jou geloof baie bepaal word deur jou ervaringskennis van God. Nou ervaringskennis van God bepaal ook oor hoe jou God is. Hoe is die God wat jy aanbid? Nou, het is maklik vir baie van ons om te sê God is liefdevol en genadig en vriendelik en al hierdie dinge. Maar is dit werklik hoe jy hom ervaar? Baie mense ervaar nie vir God so nie. Baie mense is bang vir God, om een of ander rede. En dit het gewoonlik te doen met goed wat in jou kinderjare gebeur het, of ervarings wat jy opgedoen het deur jou lewe, waar jy in verskillende tye van jou lewe ervarings van God opgedoen het deur middel van mense of die kerk of wat ook al, wat negatief was, wat nie regtig ervarings van God was nie, omdat dit verbind is aan God, deur byvoorbeeld die kerk of jou ouers of so, is dit geprojekteer as komende van God. Byvoorbeeld die manier wat ouers teenoor hulle kinders optree, waar ouers nie altyd baie betroubaar is nie, of nie konsekwent is nie, of nie altyd vir hulle daar is nie, nie altyd woord hou nie, of baie ontsteld kan raak en kwaad kan raak wanneer die kind gestraf moet word. En dit nie sommer oorwaai nie, daar nie maklik sprake van vergifnis is nie. Al daardie tipe ervarings kan oorgedra word op God, want dit is 'n gesagsfiguur waaraan die kind blootgestel word, en God is ook 'n gesagsfiguur, en dis die ouers wat die kind lei om in God te glo en hom aan die kind sogenaamd voorstel. En daarom is dit maklik om sulke dinge op God te projekteer of aan hom oor te dra. En daarom is dit soms dat mense vir God kan ervaar of dink oor God as iemand wat hulle dophou. Jy weet, ouers maak partykeer kinders bang. Ek het voorheen daaroor gepraat, deur te sê God sien vir jou, pas op. In plaas daarvan dat dit vir die kind gerusstellend is, maak dit die kind bang. En baie volwassenes leef nog altyd met daai vrees. Is God tevrede met my? Sien hy my? Hou hy my dop? Wat gaan God daarvan dink dat ek nou alweer misluk het, dat ek alweer in hierdie versoeking geval het, of alweer in hierdie opsig myself te buite gegaan het? Ek kan mos nie nou weer teruggaan na God toe nie. God is seker nou al moeg vir my. God moet tog ook een of ander perk hê. En dit alles is doodgewoon omdat hulle ervaringskennis van God baie gebrekkig is. Hulle het hom nog nooit ervaar as 'n God wat werklik onvoorwaardelik vergewe nie, wat geweldig geduldig is en wat sy geduld geen einde het nie. Baie van ons gevoelens en sienings oor God kom uit ervarings wat ons in die lewe gehad het, of deur ons ouers of by die kerk of wat ook al. Maar daar is eintlik net een manier hoe 'n mens regtig vir God kan leer ken soos wat hy is. En dis deur die persoon van Jesus Christus. Daar is geen duideliker manier om vir God te verstaan of te sien of te ervaar of te leer ken as op die manier waarop Jesus hom aan ons kom bekendstel het nie. En daarom is dit belangrik om, soos wat ons deur Johannes Evangelie gaan, gereeld met die evangelies besig te wees en te leer om met aandag na Jesus te kyk. Jou in daai situasies in te leef, soos wat ons dikwels met ons stilword gedeeltes doen. Om een van daai figure in die Bybelverhaal te word, as dit ware, jouself in daai persoon se posisie in te leef. En dan te hoor hoe Jesus vir jou vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hoe Jesus na jou kyk. En te sien, hoe lyk sy oë as hy na jou kyk? En te ervaar, wat beteken dit as hy vir jou sê, jou sonde is vergewe? Gaan huis toe. Volg my. Of wat ook al. Daai selfde woorde vir jouself toe te eien wat jy daar hoor, en dit jou eie te maak, en Jesus te ervaar as God. Nou ook 'n baie goeie oefening wat jy kan doen, wat ek in hierdie sessie voorstel, is deur jou in die gelykenis van die verlore seun in te leef. Nou, almal van ons was een of ander tyd in ons lewe al in die posisie van die seun wat kwaad van die huis af weggeloop het en weer teruggekom het. Dalk in verskillende maniere, verskillende tye, verskillende plekke, maar almal van ons het dit al gedoen.
Nou, miskien sal jy sê nee, jy was nog nooit 'n rebel nie, jy het dit nog nooit gedoen nie, maar moenie net dink aan groot rebelse optrede nie. Dit gaan hier ook veral dat jy na God toe kom op 'n stadium en vir hom eintlik sê, sonder in soveel woorde dit te doen, maar dis eintlik wat dit impliseer, vir hom sê, Here, gee vir my die gawes wat U vir my geskenk het, my vermoëns, my talente, my persoonlikheid, sodat ek dit kan neem om te gebruik om vir myself 'n naam te maak, en vir myself 'n koninkryk te bou, en my eie wil te laat geskied. En jou hele lewe word daarop gebou om jou ding te doen, om vir iewers te kom in jou lewe, om self vooruit te gaan. En God het nie regtig 'n prentjie of 'n plek daarin nie. God is daar op die sideline. Jy weet, Sondag as jy kerk toe gaan, Woensdae by die selgroep. Maar hy is nie deel van jou beplanning rondom jou naam en jou koninkryk en jou wil nie. Dan gaan jy iewers by 'n varkhok eindig. En op verskillende maniere eindig ons by 'n varkhok. En sien jouself dan, as jy al daar was, hoe jy opstaan, hoe jy na die Vader toe teruggaan, as jy regtig berou het, dat jy weggedwaal het van hom af. En beleef dit dan, hoe jy in sy oop arms inhardloop, verwelkom word. Nou leef jou in daai prentjie in, hoe dit moet voel, hoe dit moet wees. Daar's geen veroordeling nie. Jy word nie blameer nie. Jy word nie gekritiseer nie. Daar word nie eers gesê, maar ek het jou mos gesê nie. Of, hoe kon jy dit doen? Of, jy stel my altyd teleur. Geen van daai woorde word gesê nie. Daar's net blydskap. Hierdie kind van my was verlore en is gevind. Bring die beste, bring alles. Kom ons vier fees. My kind is terug. En dan sien jouself by daardie fees en die blydskap in sy oë om jou weer terug te ontvang in sy nabyheid. Jy weet, spandeer tyd daarmee. Ervaar dit, beleef dit. En ook as jy dalk die oudste seun is, wat jare lank baie getrou alles doen wat reg en mooi is, by die huis, in die kerk, ouderling, diaken, werk vir die kerk, werk vir die bazaar, werk vir funksies, een van die mense op wie altyd staat gemaak kan word. En dan op 'n dag voel jy, daar word onreg gepleeg deur iemand wat dit nie so baie verdien soos jy nie, kry een of ander posisie in die kerk, word op 'n manier raak gesien, dalk waardeer, dalk oor gepraat, met groot dankbaarheid dalk van die preekstoel af, maar jou naam word nie genoem nie. Ek het dit ervaar in my jare in die kerk, dat dit baie dikwels gebeur rondom bazaars, jy weet, daardie een is uitgesonder, maar niks is van my gesê nie, of dit kan op soveel terreine wees. Nou staan jy half dikbek daar, en dan kom die Vader ook na jou toe, kom vra vir jou, hoekom staan jy hier? En jy kan dan maar sê hoe jy voel en wat jou gevoelens is, en dan hoor die woorde van die Vader, my kind, alles wat myne is ook joune. Alles. Dis alles joune. Jy kla oor ek nie eers 'n ou bokkie vir jou geslag het nie. Alles wat ek het is joune. Moenie hier buite staan nie. Jy's altyd by my. Altyd. En ek deel met jou alles wat ek het. Maar is jou gesindheid wat maak dat jy dit nie raak sien nie. Ervaar dit hoe die Vader ook vir jou wil teen sy bors vasdruk, en welkom sê, en terugbring. Jy sien, want dit is so belangrik om vir God te leer ken soos hy is en hoe hy is. Want dan verander hy ons om soos hy te word. Ons kan onsself nie so verander nie. En as jy wil weet, hoe is God op die oomblik, die God wat jy aanbid, hoe is hy? Dink net aan hoe jy is. As jy baie onverdraagsaam is, baie krities is, baie veroordelend is teenoor ander mense, mense altyd wil reg sien en op hulle plek sit, altyd hulle foute wil uitwys, altyd agterdogtig is, gaan dink bietjie daaroor, is dit nie dalk hoe jou God is nie? Hoe jy vir God sien nie? Maar jy sien, as jy vir God leer ken as een wat baie goed is, baie verwelkomend is, wat nie veroordelend is nie, wat inklusief is en mense nader trek en insluit, en nie sommer net wegjaag vir die geringste dingetjie nie, wat nie so verskriklik krities na mense kyk om hulle foute uit te wys op elke punt nie, wat 'n sin vir humor het en maklik kan lag
ook as mense foute maak, en hulle kan vergewe en weer terug ontvang, dan gaan dit ook al hoe meer word, soos wat jy is. Want God verander ons om te word soos wat hy is. En dit is heerlik om by hom te ontspan en net te leer, om so sorgvry in sy sorg te kan lewe. En om in die proses ook net te ervaar hoe jy jouself baie minder ernstig opneem, wat maak dat jy baie ligter begin leef. Nie so swaar, nie so besorg en bekommerd en nie so ernstig oor alles nie. Maar met 'n ligtheid, wat nie beteken jy's oppervlakkig nie, maar dat jy vir jouself nie so vreeslik ernstig opneem nie, omdat jy weet, jy is in die atmosfeer waar God in beheer van jou lewe is, en waar jy in die dampkring van sy liefde is, en met 'n oog van genade na mense kan kyk, en kan leer, by hom kan leer, wat liefde is, hoe hy is, en hoe hy ook vir jou wil verander om meer soos hy te word. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.